Ja, hier is nou een wat weer vreeslik dwaal. Dit is nou aanleiding van Friendly Christian wat 'n video gemaak het oor ek wat vra, kom sit jy nog in die kerk? En dan verwys hy na die Hebreërs waar sê, moenie die onderlinge byeenkomste verwaarloos nie. Die onderlinge byeenkomste staan nêrens van 'n kerk nie. Wat maak jou, wat laat jou dink dis 'n kerk met 'n kerktoring, aan 'n predikant, aan diakens en ouderlinge wat nou daar sit met hulle swart suits, en 'n bordjie omstuur vir geld nie. Waar kom ons daaraan? Wat laat dit jou dink dat dit te doen het met dit wat die Bybel sê? Nee, dit staan nie in die Bybel nie, man. Niks daarmee te doen nie. Predikant moet verniet werk. Meeste van die Nuwe Testament is geskryf aan die kerk, die bruid en die liggaam van Christus. Die woord kerk kom nêrens in die Bybel voor nie, mense. Ek is nou jammer om dit te sê. Die woord ekklesia kom voor wat verwys na gemeente. Die woord gemeente verwys na die volk Israel. Jy kry dit reeds in die Ou Testament. Gaan Google 'n bietjie toe, man. Die bruid is Israel. Die bruid is nog al die jare Israel en dit is nie die Jode daarbo nie. Dis die Israel volk van Jahwe, die Israel volk uit die Ou Testament, die fisiese nageslag van Abraham, Isak en Jakob, fisiese DNA kinders, reg? Niks te doen met elke ou wat nou iets wil doen, en elke Jan Rapp en sy maat, en elke wat onder 'n brug bly van 'n lokasie, nie, so klomp twak, man. Die bruid het niks te doen met 'n kerk nie, dis 'n katholieke lering, want dit is wat die katholieke kerk sê, dat hulle is nou die bruid, en daarom mag die priesters wat nou in die kerk werk nie trou nie, want hulle is nou eintlik getroud met die kerk, klomp twak, man. Dis 'n absolute ateïstiese en afgodsstelling, en die liggaam van Christus is wie? Dit is sy fisiese DNA kinders, wie, Sem, Heber, Tera, Abraham, Isak, Jakob en die 12 stamme. En weet jy wat? Nou, as jy net bietjie mooi jou Bybel gaan lees, dan kom jy agter die apostels het dit geweet. Nou ja, Matteus 1 sê, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wie? Almal. Die hele wêreld. Nee. Elke Jan Rapp en sy maat? Nee. Elkeen onder 'n brug en in 'n lokasie? Nee. Sy volk. Sy volk. Judas 1, kom ons kyk vir wie skryf Judas, is eintlik Juda, onthou hulle die S aangesit, want die Grieke werk so. Judas skryf, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep is, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Aan die wat geroep is. So hy praat van 'n uitverkore groepie. Nie elke Jan Rapp en sy maat nie. Wie is die geroepenis? Wie is die uitverkorenis? Dis Israel. 2 Johannes 1, die ouderling aan die uitverkore vrou en haar kinders. Wie is hier die uitverkore vrou? Wie is dit? Met wie is Jahwe getroud in die Ou Testament? Met Israel. 1 Petrus 1. Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge wat in die verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosia, Asie en Bithynië uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in heiligmaking tot die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Aan wie skryf hy? Aan die verlore stamme van Israel. Aan wie skryf Jakobus? Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat aan die verstrooiing was. Hierdie Jakobus was die leier, die eerste leier van die vroeë Christelike gemeentes. Na Jesus se dood het hy die leier geword. Hy was die halfbroer van Jesus Christus. In Hebreërs, aan wie word Hebreërs geskryf? Dit word toe ook geskryf aan Hebreërs. Heel toevallig, nou. So hierdie hele idee dat alles is nou geskryf vir die kerk. Jy sien hierdie probleem met die kerkstories is altyd lekker. Wat nou aan watter kerk het hy geskryf? Is dit aan die katholieke kerk? Hulle is nou volgens hulle die ouens. Is dit die baptiste? Is dit die methodist? Is dit die APK? Is dit die NG kerk? Aan wie is dit nou? Watter kerk is dit nou? So alle kerke is honkie-dorie. Maar jy moet net in die gebou sit, daar sit en Jesus voor en Jesus agter as jy 'n geredde man. Man, jou pad is geplafy hemel toe. Dit is wat die kerk in elk geval die ouens leer. Daar is nie wat hulle klomp ander twak leer. So hierdie idee dat jy in 'n kerk moet gaan sit, is 'n groot klomp twak.
Luister mooi, mamma, papa, geloof begin by die huis. Tussen ouers en hulle kinders. Vat boeke vat in die ou dae. In die ou dae die ouens ver van die kerke afgebly. So, jy het once in a blue moon by die kerk gekom, want jy ry met 'n ou wa en 'n aantal osse moet jy by die kerk kom. So, nou dink nou, jy bly maar Gubas Kloof en die kerk is op 'n ander plek. Hoe gaan jy sukkel om by die kerk te kom? Mense het net by die kerk gekom, once in a blue moon, as hulle nou moes nou doop of trou. Ja, die gebooie gaan opgee en 3 maande later is jy getroud. So, hierdie ding dat ons nou moet kerk loop, moet Sondag aan die kerk sit, Sondag wat die dag van die son is die katholieke verordineerde dag. Dit wil sê, it's the mark of the beast. Maar die beast is die katholieke kerk. Almal wat so sit hulle sit so op die dag van die son, en dan dink ek, wie dink julle aanbid julle as julle op die dag van die son aanbid? So, die ouens is baie verdwaal. Maar, dit nou daar gelaat. Hierdie ding dat ons nou aan 'n kerk verslaaf moet wees en die predikant R40.000 salaris moet betaal, is 'n klomp nonsens. Is nie nodig nie. Maak die kerke toe. Gee hulle vir Islam. Sê hulle moet al die banke uithaal, maatjies glo en hulle gooi en dan kan hulle daar aanbid. Is interessant, is vir Islam nie 'n probleem om in Christenkerke, sogenaamde Christenkerke te aanbid nie. Want baie van die simboliek in die sogenaamde Christenkerke het iets te doen met Islam of het te doen met afgoderry. So is nie vir hulle 'n probleem nie. Daarom het Islam en die Katolieke kerk ook nie 'n probleem met mekaar nie. Inteendeel, hulle werk baie goed saam. Tot die verwoesting van die blankes in die blanke lande. So asseblief, iemand wat vir jou verkondig, Jesus kom vir die kerk, hy ken glad nie sy Bybel nie, hy weet nie waaroor die nuwe verbond gaan nie. Shame. So, hy ken ook nie sy Ou Testament nie, hierdie ou het nie idee wat daar aangaan nie. So, dan wil hy vir my kom vertel hoe werk het. Ek sal enige tyd met jou debatteer, meneer, sê net wanneer, dan maak ons dit 'n live. Dan praat ons 'n bietjie oor, wat sê Jesus? Vir wie kom hy? Dan praat ons bietjie oor hoe werk die nuwe verbond, want jy het nie 'n idee wat daar aangaan nie. Is die nuwe verbond nou, al die ander verbonde verval, nou is daar 'n nuwe verbond. Goed, met wie is die nuwe verbond? Ook met Israel. Heel toevallig. Weer eens met Israel. Ek meen, hier het God die ideale geleentheid gehad om te sê, luister, redding is nou vir almal. Die laaste 2000 jaar is nou van die tafel af, van vandag af, het ons nou redding vir almal, die nuwe verbond is met almal. Dit is toe nou nie so nie, is weer eens met Juda en met Israel, naamlik die 10 en die 2 stammeryk. So ja, nie wat die volk is baie die mekaar, en is omdat julle in die kerke sit, dat julle nie idee het wat kom nie, is omdat julle in die kerke sit, dat julle nie verstaan wat daar buitekant aangaan nie. Die predikant is veronderstel om teen die tyd al Openbaring vir jou uitgelê het, left, right en center. Hy moet Daniël vir jou uitgelê het, Jesaja, hy moet vir jou presies verduidelik waar jy is, waar in jou pad is, wat gaan gebeur. Maar hulle is stom, hulle praat uit Paulus uit. Paulus is 'n lekker ou, jy kan lekker praat uit hom, hy haal 'n versie uit, en jy preek vir 'n hele uur oor daai versie. En die volk is niks wyser as jy daar uit is nie. So as jy wil dom hou, dan hou jy in die skole en in die kerke. Dan kweek jy 'n dom nasie, wat niks verstaan nie. En hulle kan ter slagting gelei word deur die stelsel. En dan kan hulle almal die chip kry en die QR-code en die volgende jab. En dan is almal gelukkig. Dieselfde kerke wat gesê het jy moet gaan jab vir naaste liefde. Kan jy glo? Moet ons nou gaan insit, ons moet hulle nou ondersteun. Bly weg uit die kerk uit. Sluit aan by selgroepe, kom as families by mekaar. Leer jou kinders by die huis aan moeders knie. Los die kerk het jou tot op hede nie gehelp nie. In die 30 jaar wat verby is hulle nie besig om blanke plakkerskampe te ondersteun en baba doeke te koop en baba melk nie. In Suid-Afrika is daar wit babas wat sterf van die honger. So asseblief, moenie met my kom praat oor 'n kerk nie. Die kerk het ons verraai. So van hierdie klomp protestante, sogenaamde protestante kerke, wil ek niks weet nie. En van die Engelse kerke, man, ek hoop, die swartes brand die laaste een af. Mag God dit gee.